Ja, wat 'n voorreg is dit nie om 'n God te dien wat ons net ons oop om kan rig. En al hierdie dinge van die wêreld word niks. Net mooi niks. Ons is in 'n voorregte posisie om 'n God te dien wat die einde eerste geskryf het. En nou beweeg ons na dit toe. Hy weet alles van die begin tot die einde toe. Ons het 'n voorreg om 'n God te dien wat hemel en aarde geskape het. Ons het 'n voorreg. Vandag se boodskap wat ek bring is so mooi pas by Dion se boodskap van laasweek vir die van julle wat hier was, waar Dion gepraat het dat God is ons toevlug. Hy is ons storing na wie toe ons hardloop. Die vraag is, hoekom hardloop ons? Daar gaan die ligte aan. Wat 'n wonderwerk. Hoekom hardloop ons na die toring toe? Hoekom hardloop ons na God toe? Sodat ons by hom kan wees. Sodat ons naby hom kan wees. Ons kan vandag maar net kyk en die TV aansit en die nuus aansit en ons hoor van oorlog, ons hoor van Rusland en Oekraïne, ons hoor van die Gaza, ons hoor van Iran, Israel en Amerika. En daar's so baie mense wat begin vrees en begin angstig wees en sê, maar wat moet ek doen? Wat gaan gebeur? Hierdie begin ons nou direk aanraak. Dit begin ons nou naby aan ons huis raak. Die brandstofpryse, die pryse wat opgaan, beskikbaarheid. Maar ons lees in Efesiërs 6 dat ons die volle wapenrusting moet aantrek wat God ons gegee het en dat ons op ons pos moet bly, ondanks die aanvalle van die duiwel. Want hierdie stryd is nie vleeslik nie. Dit is nie teen vlees en bloed nie. Hierdie stryd is teen die bose geeste en die owerhede in die lig. Kom ons maak ons oë toe. Vader, ek wil U loof en ek wil U prys, dat U die God is wat die einde geskryf het en die begin ken. Here, U ken van begin tot einde elkeen van ons se lewe. Here, U weet wat die plan is, Here. U het reeds oorwin, Here. En daarom kom bid ek, Here, dat U elkeen van ons sal bemoedig vandag, sal aanraak, Here, dat ons sal weet, dat ons weet dat U met ons is. My boodskap van vandag wil ek noem, God veg vir jou en vir my. As ons lees in Eksodus 14 vers 14, en hierdie is baie na my hart, want ek onthou, ek het 'n verskriklike groot geveg 2020, 2021 met COVID. Dit was een van my grootste gevegte ooit. En dit is vir my so mooi, my vrou het so 'n bordjie by my bed neergesit. Ek was nie eens daar nie. Van Eksodus 14 vers 14 wat gesê het: Die Here self sal vir jou veg. Julle moet net stil bly. En 'n ander verwerking sê hy: Bly julle maar kalm. Die Here sal vir julle veg. En in Engels sê hy: The Lord will fight for you. You need only to be still. En dit is vir my so groot bemoediging om te weet dat ek hoef net stil te bly, ek hoef net te kyk en God sal vir my veg. En ek onthou met COVID, dit was waar. Hy het my gedra, hy het my geveg, hy het alles gedoen, ek het daar gelê, ek kon niks doen nie. 2 Kronieke staan daar, jy hoef nie te veg nie, neem net posisie in en staan en kyk die oorwinning van die Here vir julle. Moenie vrees nie. Juda en Jerusalem, moenie bang wees nie, trek hulle môre tegemoet. Die Here sal by julle wees. Hierdie is baie waar, maar dit is nie altyd so maklik nie. Ons weet dat, ja, die Here gaan vir my veg, maar hier binne woel dinge. Hier binne wonder ons, hier binne is ons onseker. Ek deel graag met jou 'n paar voorbeelde uit die Bybel uit. Ons kyk eerstens na die oop vlek van die Rooi See, waar Moses gegaan het en die Israeliete vry te maak, en hier kom hulle by die see en hulle sê, maar wat gaan ons doen? Hulle is agter ons, die vyand is agter ons.
En hoe God kom en vir Moses sê, steek net jou staf uit. En die Rooi See het oopgevlek. Geen oorlog nie, geen geveg nie. Hulle het deurgetrek en die oomblik toe dit deur is, het God die see laat toemaak. Ons kyk na Gideon met sy 300 manne teen die Midianiete. Hy het opgetrek met 32,000 soldate en die Here sê vir hom, nee, is te veel. Sê vir hulle, die wat bang is, gaan huis toe. En daar was 10,000 oor. Toe sê die Here, maar dis nog te veel. En hy het gesê, laat die wat drink met hulle hande, as hulle water drink, laat net hulle gaan, en daar was 300. En daar staan geskrywe dat die Midianiete meer was as die sand van die aarde, en dat hulle soveel was, dat het onmoontlik was om hulle te tel. En Gideon was 'n bietjie bang, en die Here sê vir hom, vat jou slaaf, gaan na die Midianiete se kamp toe. Gaan luister wat jy hoor. En toe hy daar kom, en hy was bang, hy het nie alleen gaan, hy het sy slaaf saamgevat. En toe hy daar kom, toe sit hy en luister. En wat hy hoor, is dat die Midianiete sê, wat help het ons veg teen die Israeliete, want God is vir hulle. En God is met hulle. Luister mooi, hulle het reeds verloor. Want hulle het reeds geweet dat God met Israel is. En die mooi deel hiervan is, Gideon het dadelik God gedank. En dis belangrik. En hy het gegaan na sy manne toe en hy het gesê, kom, God gee Midian in ons hande. Met 'n sekerheid wie sy God is. Hulle was gehoorsaam, want God het gesê, stap net tot by hulle laar. En dan steek julle fakkels aan. En julle blaas op die ramshorings. En daai manne het gedink, daar's 'n menigte om hulle. Hulle het gevlug en het mekaar in die kampe doodgemaak, want hulle was te bang. Hulle het net gevlug en God het die hele plek in hulle hande gegee. Die geveg van Gibeon. God het vir Israel geveg deur groot haal op die vyand neer te daal. En hy het die son laat stop, sodat dit kan aangaan tot dit klaar is. Ons kyk na die slag van Josafat. God het hierdie groot koalisie tussen die Ammoniete en die Moabiete, het hy vernietig, deur hulle te mekaar te draai en dit mekaar begin doodmaak vernietig, terwyl die Israeliete God geloof en prys het. Dis al wat hulle gedoen het, wat ons vanoggend gedoen het, hulle het God geloof en prys. God het gesê dat hulle nie moet bang wees nie, dat hulle nie ontmoedig moet wees nie, want die geveg is nie hulle se nie, dis syne. Ek wil hê julle moet luister wat hier besig is om te gebeur. Ons kyk na Dawid en Goliat. Wat het Dawid gesê toe hy aanstap? Hy het gesê die oorlog is God se. En hy het die Filistyn Goliat verslaan. Hy het dadelik gesê hierdie geveg is God se. En Dawid het dit net oorwin. 5 klippies waarvan hy net een gebruik het. Die geveg van Refidim, waar Josua die Amalekiete geveg het, terwyl Moses en Aaron Hur sy hande opgehou het. En elke keer as sy hande gesak het, hulle verloor, en as sy hande op was, het hulle gewen. En hierdie was 'n simbool van God se oorwinning vir die volk. Ons kyk na Elisa en die Syriese weermag in 2 Konings. God het die Syriese weermag blind gemaak en hulle hande net so aan die Israeliete gegee. Weereens het hulle nie nodig gehad om te veg nie. Mooi voorbeeld is Josua en Caleb. Hulle het God vertrou. Hulle het ingegaan en God se krag gesien en gesê die Here sal hierdie vir ons gee. Maar die 10 ander manne en die hele groep Israeliete het gesê nee, ons is bang. Ons gaan nie in nie. En die oomblik toe hulle nie God se hulp soek nie, het nie een van daai Israeliete die beloofde land gesien nie. Maar Josua en Caleb, wat in God geglo het, wat vasgehou het aan God, wat na daai toring wat Dion van gepraat het gehardloop en sê Here, U is ons toevlug. Hulle het die beloofde land gesien. Met so 'n groot wolk van getuienis wat ons het. Ek meen ons sit hier met getuienisse waar God keer op keer op keer vir Israel geveg het. Hoe kan ons dan anders as om hom te vertrou? En al ons vrese, ons bekommernisse aan hom te gee.
Ons sien hierso 'n paar eienskappe wat God van ons verlang. Eerstens, ons moet glo. Ons moet glo in hom. Ons moet hom vertrou. Ek sien dankbaarheid vir al hy God geloof het. Gehoorsaamheid om te doen net dit wat God sou hê ons moet doen. Afhanklikheid van God. Ons moet ons afhanklikheid van God verklaar. Ons moet nie vrees hê nie. Die Here sê moenie bang wees nie. En ek sien hoe daai mense in eenheid gestaan het. In eenheid saam met God. Ek sien aanbidding en lofprysing. En ek sien baie gebed. Hierdie is die eienskappe wat ek sien in hierdie wolk van getuienisse wat ons nou gehoor het. 'n Paar sleuteltemas van hierdie oorlog. Is die oorlog was nog altyd God se, nie ons sinne nie. Ons sien goddelike ingryping in elkeen van hierdie oorloë. Waar die Here baie keer hal gebruik het, waar hy see gebruik het, hy het verwarring gebruik. Ons sien hierdie goddelike kragte waar hy engele gebruik het. Ons sien dat God klein weermagte en geen aardse wapens gebruik het nie. God maak dit vir ons onmoontlik om self te probeer. God kom en hy sê, ek gaan vir julle dit onmoontlik maak om dit self te doen. Baie van julle sit vandag hier en sê, joh, dit klink dan maar right, dit vat so 'n bietjie van my af, en ek sê, ja. God maak dit vir jou en my onmoontlik om dit self te doen, want hy sê, hierdie oorlog behoort aan my. Dis nie julle oorlog nie. En dan geestelike oorlogvoering. Ons sien in die latere tye in Openbaring, waar God sê, ek het hierdie reeds oorwin. En hy bevestig net sy totale oorwinning na die einde toe. So ons kan staat maak daarop. Ek wil julle vertel van 'n persoonlike geveg wat ek onlangs geveg het. Laasweek, donderdag sit ek. Ek het nie genoeg geld om Vrydag my mense te betaal nie. Dit is 'n geveg wat ek besig is om te veg in my binneste. En ek gaan sit voor die Here en ek bid. Ek sê, Here, ek gee hierdie vir U. En ek gaan na Hannes toe en ek gaan sê, ons moet saam bid, Boeta. En ons bid. Toe ek van Hannes af teruggery en ek by die huis kom, het ek genoeg geld in my rekening inbetaal. Met 'n wins om my mense te kan betaal Vrydag. Dis God wat ons oorlog vir ons veg. Ons probeer planne maak. Die Bybel sê ons wik, maar God beskik. God het die laaste sê in elkeen van jou en my. Ons kan dan vra, maar wat van oorlog? Wat van vandag? Wat van hierdie tyd? Baie mense kyk na Israel en vra, hoe oorleef hulle? Hoe kry hulle dit reg? Ek meen, hulle is in 'n woestyn. Hulle is totaal outnumbered. Hulle is baie min. Hulle is 'n klein landjie. Hulle het nie massiewe wapens soos Amerika nie. Hulle is omring deur vyande wat hulle wil dood hê. Maar tog staan hulle tot vandag toe nog. En hulle is beskerm. Hoekom? Van dieselfde God wat vir Moses en vir Gibeon en Josafat, vir Dawid en vir Lea en vir Caleb geveg het, veg tot vandag toe nog vir Israel. En hy veg vir jou en vir my, wat deur Jesus Christus vrygemaak is en versoen is met God. Daai selfde God veg vir jou en vir my en veg vir Israel. Hierdie God wat ons dien, is 'n krygsman en 'n vegter. Hy beskerm hulle wat naby hom is en naby hom wandel. Ons moet bly wees vir Israel en ook vir alle gelowiges wêreldwyd en ons moet vir hulle bid. God het vir Abraham gesê, ek sal hulle seën wat jou seën en ek sal hulle vervloek wat jou vervloek. En God het 'n belofte gemaak dat hy altyd by ons sal wees as ons hulle seën en hom seën. Die rede hoekom God ons toevlug is en hoekom ons na hom toe met hardloop, soos Dion gesê het laasweek.
Kom vir my so mooi in Psalm 27 vers 1 tot 5. En ek lees dit vir julle. Die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Die Here is my toevlug in my lewe, vir wie sou ek verwaard wees? As kwaaddoeners teen my nader kom en my vlees te eet. My teenstanders en my vyande, ja, myne struikel hulle selfs en val. Al word 'n laar teen my opgestaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. En dan hierdie 2 verse is my gunsteling. Een ding het ek van die Here begeer. Dit is dat ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om in lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Want hy steek my weg in 'n hut in die dag van onheil. Hy verberg my in 'n skuilplek in sy tent. Hy verhef my op die rots. 'n ander gedeelte, 'n ander Bybel vertaling sê, wanneer die vyand aankom, vat God my en hy steek my in sy geheime wegsteekplekke weg. En ek wil vir julle vandag sê, die Here is met jou. Ek kan keer op keer vir julle getuig in my lewe, en hier sit baie mense wat kan getuig, dat die Here is altyd daar. Dit voel partykeer vir ons 'n bietjie in die laatkant. Dit voel partykeer vir ons dat, Here, die timing is so op nippertjie. Maar ek wil vir jou sê, die Here veg vir jou. Die Here is met jou. So ek wil jou aanmoedig, bid met vrymoedigheid. Praat waarheid met vuur. Moet nooit vergeet dat Israel se oorwinning nie 'n wonderwerk is nie. Dis 'n boodskap wat God sê dat hy steeds vir ons en vir hulle veg. Ek sluit af. Ons het nie groot weermagte nodig nie. Ons het nie baie wapens nodig nie. Die oorlog behoort aan God. Dit is 'n belofte van God. Gee net alles vir hom. Elke oorlog, al voel dit vir jou so klein, gee dit vir hom. God se instruksie is, staan stil en beleef die oorwinning van my. Ons wapens is nie vleeslik nie, maar magtig in God, ons koning. Luister na God se instruksies en wees gehoorsaam. Amen.